Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Van my, Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Ons sê dankie dat jy weer inskakel saam met ons vir dag 2 van ons reeks Wen die oorlog in jou gedagtes. Nou gister het ons begin met die belangrike waarheid dat ons gedagtes gevange geneem moet word in 'n gehoorsaamheid aan Christus. Maar vandag wil ek vir jou 'n ander vraag vra. Wat doen jy wanneer jy voel jy moet vlug? Wanneer jy voel jy moet hardloop, nee, wat doen jy? Wanneer die negatiewe selfspraak so oorweldigend raak dat daai stemme in jou kop, daai geraas, daai gedruis, dis net so oorweldigend, is so hard, is so loud dat jy net wil ontsnap. Nou, ek wil vir julle vir die res van die week wil ek 'n bietjie kamp vir ons in Psalm 46 en ek gaan spesifiek nou kyk na vers 2 van Psalm 46. Dit sê: as ons in ons nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. Geliefde, wat 'n absolute ankerwaarheid is hierdie nie. Hierdie vers sê nie, ons mag nie vlug nie. Dit sê, ek en jy, ons moet vlug, maar na die regte plek toe. Wanneer die storm, in ons koppe losbars, vlug party mense na sosiale media, na kos, na isolasie of selfs na verkeerde verhoudings. Alles wat dalk net vir 'n oomblik verligting kan bring, maar geen werklike vrede nie. Maar hierdie vers sê eintlik iets anderste, Dit sê ek en jy, wanneer ons in nood is, moet ons vlug na God toe. Hoekom? Want hy is baie sterk. Hy is nie swak of ver weg nie. Hy is nie te besig om jou emosies te hanteer nie, of te besig vir ons emosies nie. Hy is nie geïntimideer deur ons wanhoop of ons verwarring nie. Nee, God is nouliks betrokke. Hy is hier. Hy wag juis vir daardie oomblik dat jy sal sê, Here, ek vlug na U toe. Ek bring my hart, my kop, my gedagtes, ek bring dit na U toe. Om te vlug na God beteken om sy teenwoordigheid eerste te soek. Dis om te sê, ek gaan nie myself probeer red nie, ek gaan dit nie self probeer nie, ek hardloop na die een wat werklik kan help. Geliefde, wanneer vlug jy gewoonlik, of waarheen, eintlik wil ek vra, waarheen vlug jy gewoonlik wanneer jy emosioneel oorlaai voel? Wat gebeur wanneer jy kies om nie na God toe te vlug nie, maar eerder na iets anders toe? Een van daai dinge wat nie vir ons goed is nie. Hoe voel dit vir jou, geliefde, om vandag te hoor, te weet dat God is eintlik baie sterk en hy is daar vir jou vandag. Hy wil hê jy moet na hom toe vlug, want hy is kragtig. Wanneer jy voel jy wil vlug, sê hardop, ek kies om na U toe te hardloop, Here. Begin dalk jou dag met 'n kort gebed van afhanklikheid. Dis net 'n praktiese ding, Dis jou vlugtende hart, daai hart wat moet vlug, wat veiligheid by God soek. En dan dalk laastens skryf dalk net Psalm 46 vers 2 neer en plaas dit op 'n plek waar jy dit daagliks sal sien, as 'n herinnering dat God is jou kragtige skuilplek. Geliefde, die vyand wil hê jy moet in die verkeerde rigting inhardloop, weg van God af, na selfsabotering toe. Maar vandag moet ek en jy, ons moet anders kies. Ons moet kies om te hardloop na die een wat werklik sterk is. Ons is besig om hierdie stryd in ons gedagtes te wen, deur onsself te fokus na God toe, deur gevange te neem, dit wat nie hoort en dit onderworpe te maak aan Christus, en saam met dit te besef dat ons krag en ons sterkte en ons toevlug is nie in onsself nie, maar dit lê by God. En eintlik die besonderse waarheid vandag, net voordat ons bid, is dat ek en jy mag vlug. Inteendeel, ons moet vlug. En wanneer ons vlug ons in die sterk arms van God in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vandag vir die waarheid dat U vandag vir ons sê, ons almal moet vlug. Ons moet vlug, maar ons moet vlug na U toe. Dis waarheen ons vlug wat regtig saak maak. So Here, mag ons nie vlug na plekke van selfsabotering toe nie, maar mag ons vlug in die sterk arms van 'n baie betrokke en 'n baie besorgde God. 'n God wat regtig bemoeid is met wat aan ons lewens binnekant ingaan, net so baie soos buite. En daarom vra ek, Here, mag ons vandag ons gedagtes, mag ons vlug na U toe. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.